En ons is nou by nommer 7. Gelukkig is die vredemakers. So hier is nogal 'n kwaai ene, want 'n mens hoor, ons almal oor die een is 'n vredemaker hier, 'n vredemaker hier daar. So kom ons kyk, wat se vrede praat die woord van. Alright, so is Matteus 5 vers 9, wat sê, salig is die vredemakers, hoor mooi, die belofte sê, want hulle sal kinders van God genoem word. So, ons gaan nou 'n bietjie in diepte ingaan daar, maar wat is die teenoorgestelde van 'n vredemaker? Moeilikheidmaker. So iemand wat heeltyd konflik uitdaag. So, een van die goed wat ek julle wel wil leer, konflik gaan die konflik hê. Oral in jou lewe die konflik hê. Maar om hierdie karaktereienskap, kan ek sê, deel van jou lewe te maak in God se koninkryk, gaan gepaard gaan oor hoe hanteer jy daai konflik. Want onthou die duiwel gaan kom, ek weet die woord sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. En hy kyk wie kan hy verslind. So met ander woorde, jou natuurlike instink gaan sê veg terug. Staan op. Maar wat sê die saligspreking oor sagmoedigheid? Meekness. Power under control. Beheer onder So, gesag. ja. So dis gewoonlik, jy weet, hierdie mense wat nou eintlik nie sy mond kan oopmaak nie. Kom ons sê, dalk is jy groter en sterker as hy, dalk is jy reger as hy, of wat ook al die geval is, en dan dink jy, wie wat, jy net vat, nie net so, nee, bietjie gee dat jou oortjies oopgaan. Maar dis nie wat meekness sê. Meekness sê, jy moet daai krag onder beheer het, en die vredemaker sê, jy gaan jou nie laat uitlok, deur hulle dwaase praatjies nie, of dwaase redenasies. So ek wil net die platform so lank vir julle skets, want ons almal kom in konflik. Maar ons moet leer hoe om dit te hanteer. So om die vredemaker te wees, is nie net om vrede tussen mense te gemaak. Wie wat ek is die aksiemiddelaartjie, wie wat ek weet jy is ongelukkig, en ek weet jy is ongelukkig, en kom ons kry dit uit. Dis nie die hooffokus nie. Die hooffokus is vredemaker moet weet om konflik te hanteer. Right? So kom ons kyk, wat sê die wese. Die gedagte van vrede is prominent in die Bybel. Reg aan die begin word die Bybel ingelei met 'n boodskap van harmonie en vrede wat geheers het in die tuin van Eden. Net so sluit God ook die boodskap van die Bybel af met 'n ewige vrede wat vir ons by Jesus se wederkoms wag. Dit is duidelik dat die sondeval van die mens hierdie vrede waarvan die Bybel getuig versteur het. 400 keer verwys die Bybel na vrede en tog is dit die een ding wat selde in ons wêreld gevind word. So hierdie feit kan ons aan twee redes toeskryf. Die eerste ene is die oppositie wat Satan bied, alhoewel Jesus hom ten volle oorwin het, en die ongehoorsaamheid van die mens. Sedert die sondeval van Adam is die vrede van die paradys vir die mens verlore. Maar een ding wat ons moet verstaan, is die feit dat God nog nooit in 'n oorlog met die mens betrokke was, maar dat die mens in 'n rebellie teen God is. Dit bring ons by die 7de karaktereienskap van 'n koninkrykskind. Salig of gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Met hierdie saligspreking koppel Jesus ware geluk
van 'n vredemakers gesindheid en sê hy verder dat sulke mense kinders van God sal wees. Om te verstaan wat Jesus met hierdie saligspreking bedoel, moet ons die 5 realiteite of waarhede van vrede verstaan. So kom ons begin by die eerste ene, die betekenis van vrede. In ons menslike perspektief beteken vrede dikwels vir ons die afwesigheid van konflik, wetywering of tweedrag. Doch God se idee van vrede handel nie oor die afwesigheid van hierdie aspekte nie, maar dit handel eerder oor die teenwoordigheid van geregtigheid, wat aanleiding sal gee tot die regte verhoudinge tussen ons en God en tussen ons en ander mense. So, dit praat van die teenwoordigheid van geregtigheid. Kan julle nou of my sê wat beteken die woordjie geregtigheid? Right standing before the Lord. Ander woord? Om God se dinge op God se manier te doen. Alright. Jou wil om God se wil te onderwerp. Net so. Vrede is meer as om net oorlog of konflik te voorkom. Dit is die najaging van God se geregtigheid wat uiteindelik lei tot die versoening van 2 vyande. Alright, vrede, in Engels is dit peace, en dink is in die Hebreëus is dit shalom. Alright. Shalom is meer as net die afwesigheid van konflik. Dit beteken, may you have all the righteousness and goodness God can give. Dis die betekenis van shalom. Ware vrede spreek dus van die teenwoordigheid van God se geregtigheid en al sy goedheid, en dit sal alleenlik 'n werklikheid by mense word as die waarheid geopenbaar en die tweedrag aangespreek word. Die vrede van die Bybel is nie sonder prys nie. Dit gee ook nie voor nie, maar dit oorkom die probleem. Dit bou 'n brug wat dikwels gepaard gaan met stryd en pyn. So jy moet mooi verstaan. God se vrede sê vir jou die wêreld gaan jou stryd, pyn gee. Daar gaan struikelblokke wees. Net soos reg in die begin, ons begin het met hierdie saligsprekinge, waar ons gekyk het, wat is God se weergawe van ware geluk? En ons het gesien, dit staan bietjie teenstrydig teenoor wat sê die wêreld wat is ware geluk. So, en as jy nou op die trant van die dinge kom, is vrede met God die vrede wat jy soek. Nie vrede met die wêreld. So as jy 'n vriend van God is, sê die skrif, dan is jy 'n vyand van die wêreld. So gaan jy vrede met die wêreld hê dan? Met die wêreld se stelsel? Glad nie. Dit kan nie, want anders sê dit ons gaan op dieselfde vuur sit. Maar onthou net, daai vyandskap is tussen jou en die boosheid daar buite. Dis nie tussen jou en ander mense nie. So hoor wat ek sê. Hy gebruik mense. Daar gaan mense wees wat jou vyandig gesind is. Maar dit gaan net goed gaan, of jy gaan net hierdie saligheid kan ervaar as jy beweeg in die raamwerk van God se geregtigheid. Sodra jy uit lynheid beweeg,
dan sal niks met jou beskerm. Want dan as jy uit lynheid met God beweeg, en sonde tree in, dan wat sê jy? Ek maak vyande met 'n verhouding met God, as ek dit so kan stel. Maar ek is ook vyande met die wêreld. En daai som gaan nie klop. So wat dit sê is, kom in geregtigheid voor God, doen God se ding op God se manier. En dan ongeag die respons wat jy kry, gaan jy staan op geregtigheid. So, hoe reik jy dan uit na mense wat dan in die wêreldstelsel staan en jou aanval? Kom in vrede. Jy kom in vrede. Ja, ek kom in vrede. Maar jy gaan ongeag die aanval wat hulle op jou loods, gaan jy uitreik met liefde. Ja, soos ek sê, ek gaan nie terugbeklei nie. So, en om in geregtigheid te staan, beteken jou hart teenoor die mens is skoon. Nie teenoor die dade wat daai mens doen nie, maar teenoor daai mens. En omdat jy weet, soos ons nou al deur die saligsprekinge gekom het, onthou julle van genade, ware berou, al daai goeders, gaan jy daai verlore toestand van daai persoon raak sien en nie dit wat daai persoon dalk aan jou doen. En dit gaan jou in staat stel om uit te reik na daai persoon. Ongeag die vyandigheid wat daai persoon dalk in jou mag openbaar. Want wat ek sê altyd, as jy wegloop en jy het vrede in jou hart, nadat daai persoon met jou lelik was of wat ook al gedoen het, dan dink ek het jy 'n oorwinning behaal. En dis maklik gesê as gedaan, glo my. Ek en Martinet het nou, kan nie onthou, eergister, die jou karavaantjie gaan haal wat nou by die mense was. En ek meen, hulle kyk na jou en hulle sê vir jou die groot smile, hoe goed hulle jou behandel het en hoe hulle als gekyk het. Maar dan sien jy dat, ek meen, hulle het nie verantwoordelikheid gevat vir die goed waar hulle vir jou gehelp het nie. Hulle het nie herstel nie. Jy sien al daai goed. En dan wil die vleesmens optree en sê, die wat, maar jy is alleen maar, en jy skyn. Maar jy gaan nie daai mense bereik nie. So, dit is makliker gesê as gedaan. Maar dan moet jy maar net besluit, weet jy wat? Let die kyk. Let die be. Kom maar hier by die huis, doen jou eie. So, hulle moet maar hulle heel uitwerk met vrees en deel. Maar, jy kan kies om dalk nie weer met die weeskheid te doen. Maar het help nie, jy gaan vloek en skel die mens. Of, gooi al die toys in die kotter. So, dis nie lekker nie, want ek meen dan, stap jy maar al weg, dan voel jy, daar is onrecht aan jou gedoen. En jy wil een blaktant jok vir jou. Jy in die oog kyk, vir jou jok. Dis nie lekker nie, en ek meen, ek weet, allemaal van julle het al een geval, of wat ook al jou situasie was, het het al oorgekom. En gewoonlik is die eerste reaksie, jy gryp hulle aan die nek en skik hulle. Nou by vlak 7 van vergifnis. Wat is vlak 7 van vergifnis? Ja, dit kom hier so, die 7de saligspreek. Dis nie so bedoel. Vlak 7 is mos dooi. Gaan hulle in die grond inslaan. Dit so. Absolute wraak. So, dan kom 'n mens maar op die punt waar 'n mens moet regtig besef, as jy wegstap, kan jy daai mense seën.
en aangaan. Dis wat ons doen. Ek meen, weet nie wat se situasie, tref julle of het julle getref op wat nie. Maar onthou dit nou maar. So, dit is wie die brug bou. En dan gaan ons. Want ek meen wat ek opgesit en dink het, as ons nou oor die topic praat, daar is soveel goed beskikbaar. Ek meen ons kan 'n prokureur gaan sien, ons kan ombudsman toe gaan, ons kan nou, vir ons is geregtig op goed. Maar nou het ek myself die vraag afgevra. As ek die skade vat waarvoor hulle nie op pad staan, en ek vat dit wat ek nou kan doen aan my kant, klop daai som. Het klop gewoonlik niemand. Het klop gewoonlik niemand. Ek bedoel, in die meeste van die gevalle, draai dit nog steeds uit, jy moet betaal vir verkeerd wat aan jou gedoen is, nee. En eintlik, Jy moet stel alsien, wat lang. ja, en dit kos, ja, bedoel daar duisende rande. En dan eintlik besef jy, maar die Here moes ook betaal vir verkeerd wat aan hom gedoen is, want dis wat ek altyd sê, en dis wat ek myself altyd aan herinner, is dat as ek voel, ek is onregverdig behandel, of ek is, jy weet, ek het ook maar baie pak slag gehad, en dan dink ek altyd, ek het nie alles reg gedoen. Ek het ook dalk nie alles reg gedoen nie. Ek het ook verkeerde besluite geneem of dalk 'n ding gedoen. Die Here het niks verkeerd gedoen. Niks. En hy moes betaal vir niks wat hy verkeerd gedoen het. Hy is betaal en dan besef jy, dit is eintlik hoe jy moet wees, want om Jesus se karakter so te probeer leef, so. Nee, dit is definitief so. Dis hoekom ek sê, voordat net as mens in dit is, dan moet jy half dadelik optree en ek meen dalk is jy bietjie kwaad en al. Maar wat ek besef het in my situasie, wat so tree terug, jy gaan doen nie eens 'n sonde. En as ek nou moet kyk na al daai goeders, dan besef ek net die moeite en die issues wat verder die skade. Die emosionele stres en al daai dinge vreet jou eintlik net nog meer op as van die geld waar Eintlik moet jy by die punt kom en in baie gevalle met al die goed wat ek nou ook al mas deurwerk en goeders, kom ek partytjie by die punt wat ek besef, maar eintlik moet ek daai persoon jammer kry. Om soos jy sê, hy daai dat hy arm van gees is. Ek moet hom eintlik jammer kry dat hy so optree en so lieg en so steel en so onregverdig teenoor jou is nie. Dat hy soos jy nou sê presies sy arm van gees hy En julle, waar lê die sleutel vir my? As jy moet sê in vrede kan optree in daai situasie. En jy kan hulle seën soos in die Bybel sê. En dan sê die woord sodat jy seën kan beerf. Al wat jy dan doen, jy sluit vir jou God se blessing oop. Jy kan dit dalk nie sien nie. Jy kan sien hierdie ou het my skade gedoen. Jy kan dalk sien wie wat daar is R1000 of 20 of R100,000 of R1 miljoen, ek weet nie wat is weg. Maar as jy net stil raak, dan wil ek amper sê in 'n redenasie, dink jy God is by mag om dit vir jou terug te gee? Dalk meer as wat jy verloor het. So as ons net in 'n mentaliteit kan instap waar ons kan verstaan dat as ons die Here vertrou, hy is by mag om ons dit terug te gee.
maar gaan ons daai karakter opmaak? Gaan ons daai kans vat, dat ons wil of die fisiese sien? Want ek meen, as jy sien, hier gaan R1000 uit, dan wil jy sien, jy maar, gee terug my R1000, of wat ook al. Maar as jy het release, dan gee die Here dalk vir jou R2000, of R10.000, R100.000, wat ook al, dalk terug. Maar dalk nie soos wat jy dit sou sien of wou sien. Ja, nie in fisiese kontant nie. So, kom ons gaan verder en kyk ons. Want die brug, dit bou 'n brug, wat dikwels gepaard gaan met stryd en pyn. Jakobus 3:17 staan die volgende. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan ten tweedens vrede liewend. Hieruit sien ons dat vrede nooit ten koste van geregtigheid mag wees nie. Dit is eers geregtigheid of reinheid en dan kom vrede. Want uit geregtigheid kom ware vrede na vore. Ons kan nie ware vrede tussen twee partye of mense bewerkstellig of voorens hulle nie die sonde of die verkeerde, die bitterheid, die hoogmoed en die haat kan sien, berou daaroor het en dit voor God bely nie, dan kan slegs dan volg vrede, die reinheid. In Hebreërs 12 vers 14 staan, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. So sien julle hoe sluit dit aan met die saligspreking. Vrede kan nooit geskei word van heiligheid of reinheid nie. En onthou ek het vir julle nou gesê, jy kan nie vyandskap van God hê en vyandskap met die wêreld hê nie. En dan sê jy, ja, maar ek soek vrede. So, of vrede met die wêreld wil hê en dan staan jy in vyandskap met God. So, dit gaan altyd heilig maak, heiligheid, vrede met God. Sy, en om dit te kry, sy geregtigheid. Tree op volgens sy wil, volgens sy reëls en geregtigheid en goed vir jou lewe. Alright. So, almal van ons wil konflik vermy, maar as ons dit vermy tot die punt waar waarheid skade ly, dan tree kompromie van ons waardes in en sal ons nie ware vrede hê nie, maar slegs 'n skietstilstand of 'n koue oorlog wat later weer in tweedrag sal uitbars. Hierdie versie, hierdie paragraaf kan julle omkring of highlight of skryf, let op, dis belangrik. Want as jy konflik vermy ten koste van jou geregtigheid, dan beteken dit jy gaan 'n kompromie aangaan. As ek maar vra wat 'n kompromie doen. Kompromie is jy oorbrug geregtigheid om dan nou vrede volgens jou te bewerkstellig. So kom ons veronderstel die spietkop trek jou af, maar jy is skuldig. En hy wil jou 'n kaartjie gee. Sê vir hom nee, ou bil, ek gaan nou nie vir my kaartjie gee nie, ek gee vir jou 'n KFC aanbied. So, in plaas daarvan wat jy sê, ek was skuldig, ek was verkeerd, sal jy genade daar vir my. Dan sê jy eintlik, ek gaan kompromieer deur te erken ek het 'n fout gemaak. So ek wil jou, kom ons versag die omstandighede albei kante. Jy hoor wat ek sê. So, met wie kompromieer jy? Met die gereg of met die Here? Want nou tree ongeregtigheid op om eintlik jy verstaan vrede te bewerkstellig.
Is dit dieselfde as om te sê, let's agree to disagree? Of nie heeltemal nie? Waar pas dit maar net twee mense? Want party mense sal maar vir jou sê, as jy nou, party mense wil vir jou sê, ja, dis wat jy glo. Maar ek glo anders. Ja, ek dink dit is kompromie nie, want as jy sê we agree to disagree, dan sê jy eintlik kom ons stem saam dat ons eintlik glad nie saamstem. So dis eintlik maar net om te sê alhoewel ons kan saamstem is dat ons nie saamstem. Ja. So Glo jy wat jy glo en ek glo wat ek glo. ja, so dis jy weer ding om dit so te sê, maar ek dink nie dit is van toepassing nie. Dit is- Of is dit heeltemal Hierdie sal elke keer wees as jy geregtigheid moet prys. Kom ek sê vir julle wat het gebeur. Ons met ons Weskus toertjie ry ons Elandsbaai toe. En die bordjie wys regs Elandsbaai. Ons draai regs en ons ry. Sonder karavaan alles wat ons ry net met die bank. En ek het nie geweet dis die spoorwegse pad nie, ek weet ook nie, nou nog nie eintlik hoe dit regtig werk nie. Maar die bordjie het gewys Elandsbaai regs. GPS het ook gewys Elandsbaai regs. En hier kom ons vir 'n boel maak. En hy sê vir my nee, jy mag nie ry nie, jy moet 'n permit hê. En ek meen nou het jy al die kilos gery, nou kom jy vir die boel maak. En hy sê nee, maar hy sal ons laat deurgaan, want die permit moet jy in soos Eiserfontein of iets koop, nog verder die kant. So dit is ek sê dit is nou een van die goed wat jy eens weet nie, maar nou is ons daar. Ja, maar daar was die fyn skrif op die bord. Ja. En hy sê ja, maar jy het nou nie 'n permit nie, so gee my R200. Want ek meen dit is nou maar wat jy sou betaal het vir die permit en dan gaan jy nie. En dink ek myself, ag, okay. Gee nou maar net vir hom R200. En ek meen ons het nie 'n permit nie. Nou is al daar by die boom is al borde, eerste tekens van borde, permit required en alles, maar ek meen dis nou as jy daar aan. En maar net saam is so doef. Ek sê papa, sy sê nee, wat maak jy? Ek sê ek gaan vir jou nou R200 gee om deur hierdie boom te ry. Ek 200 voor. Sy sê nee. Sy sê daar was nêrens. Het jy as sprits in die pad gery geweet jy mag dit nie ry nie? Nee. Sy sê hierdie ou wil net geld hê om te praat. Kom ons sê jy moet 'n permit hê, ons het nie geweet nie. Dit is die waarheid. So sê vir hom, ons het nie geweet nie. As hy ons nie gaan laat deurgaan nie, dan gaan ons omdraai en ons gaan teruggaan. Dan dink ek myself, ek weet nie reg. Om te draai. Dis ver. Ek weet nou hoeveel het ons gery nie. Nou sien ek daai perd met sy tande geslyp vir R200. En ek kom daar by die kar. Ek sê vir hom, ag net vir R200. Dis die ding. Ons het nêrens 'n bordjie gesien wat sê privaat pad, spoorweg, permit. Daar's nêrens iets wat ons gesien het op die hele pad. So as ons nie mag deurgaan nie, dan is dit fyn. Dan draai ons om. Ons ry terug. Maar ek gaan nie vir jou R200 gee nie. Want die Frans is. Nee, Super dat jy dit laat nee, ek het toe nie, man. Jy sien my gewete het met my gepraat. En sy sit langs my. So ek is dankbaar vir dit. Ja. Want in die logiese term, dink jy net, ag man, ek kan net nie deur. Nee, ons het nou lyk dit wel. ja. Maar in God se geregtigheid sou dit reg gewees het. Nee, jy sou nog geregtigheid prys gegee het. Sou gekompromieer het. En toe ek vir hom sê, en ek staan op God se geregtigheid, dat
wat my vrou my herinner het aan, en ek sê, weet wat? Nee. As ek nie genade kry om die deur te gaan, dan gaan ek omdraai, dan gaan al die kilo's terugry. En dan gaan ons 'n alternatiewe pad soek. Toe sê hy vir my, meneer, sonder klonk, vol vriend. Maar jy het nou dit so vir hom verduidelik hoe julle dit sien dat jy gaan nie dit wat reg is. Ek kan nie onthou wat ek vir hom sê nie, maar ek het vir hom gesê, ek gaan nie in ongeregtigheid optree nie. Ek gaan jou nie braai nie, want dit is verkeerd. So, die geregtigheid sê dat ek moet omdraai. As ek nie mag deur, en ek staan skuldig, onwetend, dan gaan ek omdraai. Want nou weet ek dat. So, nou ja, toe draai ons om. Ag, toe draai ons nie om nie. Toe sê hy vir my, meneer Redley. En toe besef ek net, ek wonder hoeveel mense sê dit vir hom en hoeveel mense gee dit onderaan. En so ek sê, ek sou dalk een van die mense gewees het, of was sterk op pad soek toe gewees. Ja. Want jy is moeg gery het, en al hierdie goeders, die vleeslike Ja, jy's net 'n goeders, wat vir jou daai om te komprimeer, soos ons hier lees. Eintlik, dis mos nie erg nie, niemand gaan seer kry, niemand gaan doodmaak nie. Dis mos te maklik. Dis Ek net sal- om letterlik die hoofstraat, ry hier voor jou verby, daar, en dan sal die boomie. Dis 5 meter dan so op die hoofstraat van Elandsbaai. So jy ry al die pad, letterlik tot in die dorp, en dan staan die boom daar. Maar, toe besef ek, en ek meen nou as ek die lesing ook aanbied, dan kan ek vir julle eintlik getuigenis werk. Staan by geregtigheid. Want sodra jy in God se waarheid staan en die waarheid openbaar, dan ewe skielik, wie is die een wat wil kompromieer en wie is die een wat wil lieg? Wie is die leenaar in hierdie ding? Dan draai die bordjie om. Maar solank as wat aan jou kan laat voel dat jy is verkeerd, jy is in die moeilikheid, dan voel jy soos hierdie, jy weet, skuldige limmel. Maar sodra jy sê, die geregtigheid sê, ek het niks gesien, was bewus van niks. Ek is hierso, ek is jammer, en ek gaan nie vir jou gee wat jy vra. Jy moes eintlik vir hom gesê het, hy moet nou maar sorg dat hy 'n bord daar voor opsit, want ek dink hulle doen dit expres. Dat hy nou geld en sy van sê vir hom die mense sien al die R200 wat jy so gehad het. Ek gaan nie nou. Gesig. Want ek gaan nie nou binnekort weer daai pad ry nie, hoor. Jy maar net 'n pinnerkaas en stuur dat dit van Baie motivations vir daar te kom. Maar alright, so, daar gaan ek nou met julle deel hoe dit werk. Want in daai situasie word jy half gevoel of jy gedwing word om nou eintlik te doen wat hulle van jou vra. Ja, of die wêreld se stelsel te volg. En dat ek net besef, ons moet maar net leer om op te staan en in God se geregtigheid te staan. Want as jy in God se geregtigheid staan, dan staan die Here agter jou, dan is hy jou berg. Maar sodra jy dit uitbeweeg, dan staan jy alleen. Want kom ons sê, ek het dit gedoen, dan kan daar dalk net 'n polisieman daar voor staan en sê, okay, kyk wat doen jy? Kom ons kap jou ook in. En ons het nie R200, ons het R2000. Net te voorbeeld. Maar sodra jy in die geregtigheid staan, wat het jy nou verkeerd gedoen? Want jy alles dan erken en jy erken, jy gaan terug. Jy sal alles regmaak. Hulle gee jou toestemming. En jy gaan nie gehoorsaam wees aan daai leuns nie. Alright, laaste paragraaf in die plaas. In Matteus 10:34 sê Jesus,
En hierdie is 'n kwaai vers. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En as jy dit nou net so lees, dan klink dit soos, wat? Die hele idee was dan die versoening tussen God en die mens, na die sonde. En as jy hierdie lees, dan klink dit soos, nee, hierdie is oorlog. As jy net oppervlakkig daarna kyk. Maar wat sê hierdie vers? So oppervlakkig lyk dit asof Jesus se woorde eintlik hierdie saligspreking weerspreek. Maar wat Jesus hier sê, is dat sy woord, wat in Efese 6 vers 17 vergelyk word met die swaard, 'n snyding sal bring tussen sonde en geregtigheid. So, dit gee vir jou dadelik 'n ander perspektief. Want die wapen is dit, wat is die woord? Die Swaard van geregtigheid. So wat die Here doen, is, as hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, wil ek vir jou sê, hy sê dat ek het nie gekom om met die sonde te kompromieer nie. Ek het gekom met my swaard van geregtigheid. En my swaard van geregtigheid bring vrede tussen my en jou, maar dit klee sonde uit. Alright. So, ware vrede kos 'n prys. Dit vereis waarheid, en waarheid sal mense aanstoot laat neem, omdat dit hulle sonde in die lig bring. Dit is hoekom die boodskap van Jesus dikwels aanstoot gee. Mense neem aanstoot omdat Jesus die waarheid is. Maar wanneer die konflik deur geloof in die waarheid opgelos word, volg volkome vrede. Enige persoon wat 'n sondaar na God toe laat terugdraai, is 'n vredemaker. En God noem hierdie mense kinders van God. So, om dit dan vir julle op te som, hoe diep die vers is. Dat God se geregtigheid en God se evangelie staan loodreg teenoor die wêreld en teenoor sonde. Daar sal nooit vrede wees nie, want die twee bots met mekaar. Dit is met sonde werk. God leef nie met sonde nie. Maar wanneer jy deur jou evangelie, deur nie jou evangelie nie, die evangelie wat jy bring, God se evangelie wat jy bring, na iemand toe uitreik, na 'n sondaar, en hy gee sy hart vir die Here, wat het dan gebeur? Deur jy wat God se opdrag uitvoer, en daai wat sy hart gee, kom maak hy vrede met God. Met ander woorde, deur sy sonde te bely. Jy hoor wat ek sê? So jy staan dan bekend as 'n vredemaker. Want jy is die instrument wat gesorg het dat daai ou se siel met God vrede maak. Dis wel. So dit is 'n vredemaker. Alright. Die tweede realiteit van ware vrede. Wat is die elemente wat vrede verhinder? Dink ek het dit in die begin gesê. As ware vrede, geregtigheid en waarheid is, sal die teenoorgestelde van geregtigheid en waarheid vrede verhinder.
Die teenoorgestelde van geregtigheid en waarheid is ongeregtigheid, leuns of misleiding. In Jeremia 17 vers 9 staan: bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ons kan mense bedrieg met ons woorde en deur dit wat ons voorgee en die maskers wat ons dra. Maar ons hart sal openbaar wie ons werklik is. Jesaja 48 vers 22 sien ons hoe 'n bedrieglike hart homself openbaar. Geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie. 'n Hart met sonde ontneem die mens van vrede. In Jakobus 3 vers 18 staan: en die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Tweedrag en twiste is die resultaat van sonde. Maar wanneer ons vrede maak, dra ons die vrugte van geregtigheid. Wanneer ons die sonde uitskakel wat die twis veroorsaak, is die tweedrag en geveg verby. Die enigste ware vredemakers is diegene wat mense tot ware geregtigheid lei. En ons sal of kan nie daarin slaag as ons nie die eerste 6 stappe of voorwaardes van saligsprekinge uitleef nie. Alright, onthou julle ek het vir julle gesê dit bou op mekaar. En hierdie ken julle al, nee. Dit staan nou voor julle, soos julle nou vra van julle allemaal 100% kry, nee, julle gaan dit net lees. Alright, so, eerste, arm van gees. Salig is die wat tree, die sagmoedig is, honger en dors na geregtigheid. En ek wil julle aandag net fokus op onder 4, wat ons gesê is 'n necessity. So as jy honger en dors na geregtigheid, met ander woorde om in die regte stand voor God te kom, dan maak dit vir jou net sin dat hierdie saligspreking wat ons nou behandel, gaan oor die geregtigheid. As jy hoor wat ek sê. Alright. So die barmhartiges, nommer 6, die wat rein van hart is, en dan sal jy gelukkig wees, omdat God se waarheid en geregtigheid wat in jou begin leef, vrede met ander mense sal bring. Want sien jy het gehonger en dors na God se geregtigheid, jy het verlang na dit, jy was barmhartig, want jy weet hoe werk barmhartigheid. So as jy barmhartig is, soos ek jou gesê, dan die ou wat dan teen jou sondig, gaan jy verstaan. Jy gaan kan insien dat wie wat hy was ook verlore soos jy. Hy het ook nie daai waarheid geken wat jy ken. So dadelik kan jy met barmhartigheid uitreik na hom toe. Dan rein van hart, so hart skoon. Nou julle daai hele ding moet ons op oor begin. Dan 2 weke lank. Maar alright, rein van hart. En as jy deur dit kom, dan sal vrede vir jou nie issue wees. Want dan weet jy om op te tree in liefde. So dan, omdat jy die ander nou al in jou karakter opgeneem, kan jy met vrede uitreik. In plaas daarvan dat jy teenoor daai ou staan wat teenoor jou gesondig het, vir jy vir meer so nie wat in die mense sê. Want jy het nie vrede in jou lewe. Maar ek het vrede in my lewe, want ek het hierdie karaktereienskappe wat ek in my lewe toepas. En ek het waar geluk, omdat ek hierdie karakter in my lewe het. En ek sien jy het ware geluk. Kan in jou Jesus hê. Want dan kan jy dit hê. En as jy dit kan doen, dan is jy in vrede maak. Alright. Jy kan ander mense
net tot ware vrede lei, as jy self ware vrede met God gevind het. In die wêreld word die hoogste eer altyd toegeskryf aan die beste vegter, maar God soek vredemakers. En wat vir my interessant is, julle weet nou in hierdie wêreldse stelsel, omdat die duiwel ons nou moet ontkoppie. Wat is hierdie hoogste eer? The Nobel Peace Prize. Julle al gesien hoeveel mense is agter dit, want ek dink, is dit ou Nelson wat dit gekry het? Hy het ons dit gekry. Ja. En hoeveel mense is agter hierdie Nobel Peace Prize op? Maar God soek nie 'n Nobel Peace Prize nie. Hy is geregtig. Dis ware vrede. Nie die Nobel Vredesprys nie. So God geregtigheid, en God se stand, die regte stand vir hom te wees. Dit is ware vrede. Alright, die derde aspek van vrede, en dit is, wie is die vredegewer? In Romeine 15:33 staan, en die God van vrede, sy met julle almal, amen. God is die vredegewer. Geen ware vrede sal ooit weg van God af gevind word nie. In 2 Tessalonisense 3:16 beskryf die Bybel Jesus as die Here van vrede. So van die sondeval van die mens af, was daar vir hom geen vrede nie, tensy hy dit as 'n gawe of 'n geskenk uit God se hand aanneem. Efesiërs 2:14 sê, want hy, dit is Jesus, is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Vrede is vir ons beskore slegs deur die offer wat Jesus Christus vir ons gebring het deur sy genade, kan ons die verlossing ontvang, omdat ons deur sy bloed voor God geregverdig is. Deur die kruisdood van Jesus het hy vrede met die mens gemaak, alhoewel daar tydens die kruisiging geen vrede was nie. Eers konfrontasie en openbaring van die waarheid, en daarna volkome vrede aan elke mens wat dit aanneem. Die 4 het julle vrae. Julle is nog wakker. Julle is met, julle verstaan. Julle gaan vrede maak. Alright. Die 4de aspek, ek dink ons is amper klaar. 1 Korintiërs 7:15. Maar God het ons tot vrede geroep. 2 Korintiërs 5:18 tot vers 20. En dit is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte van Christus, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle, laat julle met God versoen. Versoen beteken ons maak vrede. Right. Elke mens wat Jesus deur geloof aangeneem het, se verantwoordelikheid is om ander mense na God toe te bring, sodat hulle ook met God kan versoen, wat letterlik beteken, hulle moet vrede maak met God. Alright, kom ons kyk. God se vredemakers. Hulle leef in vrede met hulle self. Sonde
in ons eie lewe sal die vrede tussen ons en God versteur. Daarom moet ons sonde elke dag voor God bely. So hierdie is nogal baie belangrik. Jy sal baie keer hoor mense sê hulle het 'n wroging met hulle self, al hulle stories. So hier binne is daar geveg. En dis gewoonlik as daar iets uit balans is. En aan die ander kant kan dit ook wees as daar ernstige trauma's. So ek sê nie dis dalk altyd verkeerd nie, maar dit kan ook verkeerd wees as jy hier met jou buurman stoei. Maar as dit 'n trauma geval is en jy die struweling hier met jouself, dan is dit iets wat jy moet uitklaar en by God kom neer. Want onthou net, dit versteur die vrede binne. So dit is iets wat, kom ons noem dit buite orde is op die stadium. En so jy sê, in 'n geval waar 'n trauma is, dan moet jy gaan kyk, wat veroorsaak dit en wat kan ons doen om dit uit te klaar of te genees. Want jy kan nie met 'n wroging vir die res van jou lewe leef. Een so geval sal wees, mense wat, kom ons sê, swak verhouding met 'n pa of 'n ma gehad het, of wat ook al, boeties is, en die persoon is dood, en daar is nooit vrede tussen daai twee partye. Nou loop die party wat lewe met daai wroging heeltyd teen hulle hart oor daai persoon wat, en ek meen, nou wil jy vrede maak, maar met wie? Want die ander persoon is nie daar nie. Maar daar was, kom ons sê, daar was woorde gewees, of wat ook al gebeur het om jou tot daar te bring. Maar nou loop jy met daai ding, en dis nie goed vir jou nie, want nou het jy nie vrede met jouself. So, wat baie belangrik is, om vrede met jouself te kry, moet jy dit identifiseer. Kyk, wat was die probleem of die oorsaak? Was jy verkeerd? Of wie was verkeerd? Want dit gaan bepaal hoe jy moet optree. As jy verkeerd is, daai persoon is dood. So vir wie gaan jy dit bely? Jy moet dit voor die Here se voete neergaan sit. As daai persoon teenoor jou gesondig het, wat moet jy doen? Voor die Here gaan bely. Maar ons praat van vryspraak. So jy moet daai vryspreek. Want anders gaan dit aan jou vasklou. En dit gaan veroorsaak dat jy nie vrede met jouself het. Alright. So, punt nommer 2. Moet ander help om vrede met God te maak. Ons moet getuig teenoor ander en hulle vertel van die evangelie van Jesus Christus. Met ander woorde, jy moet God se opdrag uitvoer. Jy moet die evangelie verkondig. Jy kan jou nie skaam om te getuig van die Here. Want ek meen, as hy jou vrede gegee en hy het jou vrygemaak, al hoe ander mense gaan hoor, is as jy vertel. Want jy is die voete op die grond, waarby die dominee of die pastoor nie gaan uitkom nie. Jy is die voete op die grond, waar die evangeliste ook nie gaan uitkom nie. Maar dis hoekom jy daar is. Want as jy nie gaan praat, hoe gaan daai persoon wat nie vrede met God het nie hoor? Ek meen, ek sê vir die kinders, en ek meen, dis nou weer waar het van toepassing raak op jou. By die skool. Hoeveel kinders se paas en maas gaan nog nie eens kerk toe nie? Nou is hy kind snaaks, of hy boelie, en of hy uitspattig, of hy wil heeltyd skoorsoek. Hoekom? Want hy gaan nie die evangelie by sy huis hoor nie. En sy ouers gaan hom 10 teenoor en dalk nie eens blootstel aan dit nie. Daarom is jy daar. Want die Here het jou daar geplaas. Hoe anders te gaan daai ou weet. En
En dis hoekom die Here sê, ons is sy hande en sy voete. Want mense, gelowiges, kan baie meer mense bereik as 'n individu. En onthou, toe Jesus op die aarde was, het hy duisende mense bereik, maar hy was beperk tot een liggaam. So 10 mense wat die evangelie verkondig, kan baie meer plekke bereik as wat Jesus in sy menslike hoedanigheid kon doen. Wat van 1000? Wat van 10.000? Wat van 1 miljoen? En dis hoe God se koninkryk werk. En dis hoekom hy gesê het, my koninkryk kan nie oorweldig word. Want sy mense vul hierdie aarde. Hulle voete is oral. Hulle hande is oral. Maar ons moet weet, ons het 'n verantwoordelikheid. Nommer 3. Vrede maak met mekaar. Matteus 5:23 en 24. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, of versoen jy eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. So God soek nie tweedrag tussen sy kinders. Ons moet ons verskille met mekaar uitsorteer, sodat geregtigheid kan seëvier. Vrede kos 'n prys van selfverloning. Dit vind altyd 'n punt van konsensus en bou daarop, sonder om die waarheid te kompromieer. Dan moet jy kompromieer staan, want hier so staan kompromiteer. Ek dink dit moet kompromieer wees. Alright. Die 5de aspek, die beloning van 'n vredemaker. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die Griekse betekenis van die woord kinders is dignity and honor. So mense wat vrede maak, sal God se trots en eer wees. Daarom sê hy in Sagaria, wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. In Hebreëus verwys die oogappel na die pupil van die oog. Dit is die mens se mees sensitiewe liggaamsdeel. En wanneer daar 'n bedreiging vir jou oog kom, knip die oog spontaan en bedek die ooglid, die oogappel. Net so sal God elke vredemaker of kind van hom beskerm. Vredemakers is kosbaar voor God en hy sal hulle spontaan beskerm, soos die ooglid die oogappel beskerm. So salig